Wie het jou gedoop? Dis 'n vraag wat ons kan vra wanneer ons hierdie gedeelte saam lees. 1 Korintiërs 1 vers 13 tot 17. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Crispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Kan jy die apostel se verontwaardiging hoor wanneer hy vra, is Christus verdeel? Natuurlik is Christus nie verdeel nie. Hy is mos nie in stukke verskeur nie, hy is een. Sy liggaam is een. So die gemeente van Christus, die gemeente van God, moet ook een wees. Hulle moet nie so mekaar in groepies verskeur nie. Nie een van die leiers in hierdie gemeente, daar is nie 'n leier in hierdie wêreld wat vir ons gedoen het, wat Christus vir ons gedoen het nie. Die apostel Paulus vra, Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? En die verwagte antwoord op die vraag is, natuurlik nie. Christus is vir ons gekruisig. Of is julle dan in die naam van die apostel Paulus gedoop? Die verwagte antwoord, natuurlik nie, ek is gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. So Paulus is so verontwaardig. 'n Mens sou self, en ek weet nie of ek sy emosie reg hoor nie, maar in hierdie vraag sou jy selfs iets van 'n heilige woede hoor. Hoe kan julle hierdie dinge doen? Hoe kan julle so verskeurd wees as Christene, as gelowiges in een gemeente? Dis tog nie waartoe julle geroep is nie. Ons kan aflei dat die gemeente daar in Korinthe gedink het, 'n mens het een of ander mystieke verhouding of verbintenis met die persoon wat jou gedoop het. Want die apostel Paulus brei nou hier uit op die hele gedagte van doop. En hy sê, ek het niemand gedoop nie behalwe Crispus en Gaius en die huisgesin van Stefanas. So waarom praat hy oor die doop? Waarom lig hy dit uit? Want ons kan aflei dat deel van hierdie verskeurdheid in die gemeente het gekom as gevolg van die vraag, wie het jou gedoop? As jy gedoop is deur Paulus, dan reken jy, Paulus is die beter persoon. Of as jy gedoop is deur Apollos, dan meen jy is sekerlik nou ook besonders, want jy is daarom gedoop deur die welsprekende Apollos. En dink net, dink af vir jouself, as jy deur die apostel Paulus gedoop word, dit laat 'n mens belangrik voel. Jy is daarom nou nie deur enige Jan Rap gedoop nie, jy is gedoop deur die apostel, jy is gedoop deur die geroepe apostel, jy is gedoop deur die stigter van die gemeente. En ander mense het weer gevoel, Apollos, hy is die beter spreker. So as so 'n gewilde en so welsprekende persoon jou doop, dan is dit nogal iets besonders. Dis die tipe gedagtes wat die gelowiges van Korinthe gehad het. En dis hoekom die apostel Paulus so uitbrei op die hele tema, die onderwerp van die doop. Daar het 'n toutrekkery plaasgevind onder die mense in die gemeente. Wie is die beter een? Wie se doop is meer spesiaal? En omdat hierdie sondige wêreldse gedagtes by die gemeente was, sê Paulus, ek dank God dat ek niemand anders gedoop het behalwe Crispus en Gaius nie. En dit is nogal iets wat 'n mens verbaas. Hoe kan die apostel Paulus sê, ek dank God dat ek nie een van julle gedoop het nie? Is die doop dan nie belangrik nie? Is die doop nie iets besonders nie? Is die doop nie iets moois nie? Ja, natuurlik. Maar omdat Paulus kan agterkom dat hierdie mense soveel waarde heg aan wie jou gedoop het, daarom sê hy, dankie tog, dank God, dat ek nie meer mense van julle gedoop het nie, want anders was daar dalk baie meer mense in die gemeente wat vir al die verkeerde redes aan hom as apostel vasgeklou het en nie aan Christus nie. Soos wat hy skryf oor Crispus en Gaius, en dit is so terloops waarskynlik een van die eerste gelowiges daar in Korinthe, soos wat hy skryf het hy vir 'n oomblik vergeet van die huisgesin van Stefanas, maar mettertyd val dit hom by en hy voeg dit ook hierin. En jy voel die menslikheid aan hier. Jy kan hoor, dis die apostel van Christus, ja, maar tog ook menslik. Hy het vir 'n oomblik vergeet van hierdie huisgesin en hy voeg dit op 'n latere oomblik, voeg hy dit net in en sê iets in die lyn van, o ja, ek dink nou ook in die huisgesin van Stefanas wat ek gedoop het. Maar Paulus het nooit enige poging aangewend om enige een van hierdie gelowiges op een of ander manier aan homself as leier te verbind nie.
dit is nie waarvoor hy gedoop het nie. Dit is nooit sy missie nie. Sy fokus is Christus. So as die ware doop van Christus aan iemand bedien word, dan is dit Christus self wat die beloftes aan daai persoon maak, ongeag die persoon wat die doop bedien. Die doop is 'n sakrament van Christus. Christus maak beloftes aan die doopeling. As jy gedoop word, dan word jy gedoop deur 'n sondige mens. Die mens wat jou doop, bepaal nie of jou doop geldig is of nie. Jou doop is 'n egte, ware doop, as dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees bedien is. Het maak nie saak wie jou gedoop het nie. Jy is nie aan daai persoon verbind nie. Met die doop word jy aan Christus verbind. En dit moet jy onthou. Met jou doop het die Here Jesus vir jou beloftes gemaak. Die doop, so belangrik soos wat dit is, was en is nie iets wat noodwendig deur die apostels verrig moet word nie. En daarom sê die apostel Paulus in vers 17 ook, Christus het my immers nie gestuur om te doop nie. Hiervoor is hy nie gestuur nie, maar waarvoor is hy dan gestuur? Om te verkondig. Hier is die missie van die apostel Paulus. Beteken nie dat hy nie gedoop het nie, dit het ons nou duidelik gesien, hy het Crispus en Gaius en Stefanus gedoop. Maar dit is nie sy hooffokus nie, dit is nie die hooftaak waarvoor die Here hom gestuur het nie. So, ons kan hieruit leer dat die doop is 'n sakrament vir die plaaslike kerk, vir plaaslike gelowiges, en daar mag die sakrament ook bedien word. Jy hoef nie te wag vir die apostel nie. Jy hoef nie in daai tyd te wag vir die apostel Paulus nie, en jy hoef nie vandag te wag vir een of ander spesiale persoon om die doop te bedien nie. Goed, soos ek gesê het, die apostel Paulus is gestuur om die evangelie te preek, veral aan die heidene. En nou gaan hy hierop uitbrei in die volgende verse wat ons volgende keer sal saam lees, maar alreeds hier in vers 17 sê hy dat hy die evangelie moet verkondig nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Wysheid van woorde is 'n ander manier om te praat van elegante woorde of elegante manier van woordgebruik of elegante spreker te wees of mooi kwinkslae te hê of 'n ding mooi te formuleer of allerlei slim argumente te hê. Dis die wysheid van woorde. En Paulus sê dit is nie waarvoor ek geroep is nie. Ek is nie geroep om so mooi te preek nie. Hy moet nie verkondig met allerlei elegante frases nie. Hy wil nie hê mense moet sê, "Wow, kyk hoe welsprekend is Paulus" nie. Hy wil nie hê mense moet dink, hierdie man praat so mooi, hy praat so goed, hy weet so baie. Dis nie wat hy moet doen nie. En hy sê, hy kan nie en hy mag nie so preek nie, want dan word die kruis van Christus van sy krag ontneem. Waar lê die krag van redding? Die krag van redding lê nie in hoe mooi iemand preek nie. Dit lê nie in hoe baie hy weet nie, dit lê nie in hoe goed hy dit van die kansel af formuleer nie. Die krag van redding lê in die evangelie van die Here Jesus Christus. En dit is wat Paulus noem die kruis van Christus. Die kruis, die evangelie moet verkondig word, daarin lê die krag van redding. Het mag dalk gebeur dat jy soms kerk toe gaan en dan is die persoon op die kansel nie heeltemal wie jy op die kansel wou hê nie. Miskien nou jy meer van iemand anders se manier van prediking, die manier hoe hy dinge sê of wat ook al. Het mag dalk so wees dat ons persoonlike voorkeur het. Maar ons moet Paulus se woorde hier ter harte neem. Die groot vraag is of die persoon wat die woord verkondig, die kruis van Christus verkondig. As die prediker maar net uit is op elegante woordgebruik of slim argumente, dan word die krag van die kruis van 'n gemeente ontneem en dit is 'n ontsaglike skande. Met dit in gedagte, kom ons roep die Here aan in gebed. Dankie Here dat ons deur die doop aan U verbind word. Hou ons oë op U en nie op mense nie. Ons bid ook vir die predikers van die woord. Ook daai predikers van wie ons nie noodwendig baie hou nie. En ons bid dat U hulle sal help om die krag van die kruis van Christus in 'n gemeente te ontketen. Dat hulle nie sal staatmaak op hulle eie vermoë en woorde nie, maar alleen die ware woord in al sy krag sal verkondig. Amen.